Kryptonite en langer eyelashes. Superman het kryptonite gehad, wat al sy krag weggevat het, wat hom laat krummel het. Simpson, die sterkste man ooit, kyk my video oor Simpson se krag, ek sal die link hieronder plaas, het vir Delilah gehad, wat al sy krag laat smelt het. Dawid het vir Bathsheba gehad, en Salomo het 1000 vrouens gehad. Wat is jou kryptonite, jou Delilah of jou Bathsheba? Die een persoon eet 'n handjie vol amandels of grondboontjies en hulle energievlakke verhoog. Hulle magies is vol en hulle breinkrag opereer in die 6de rad. Die volgende persoon eet 2 amandels en hulle snak na hulle asem. Hulle moet na die noodeenheid van die naaste hospitaal gejaag word vir behandeling teen anafylaktiese skok. Die een persoon sit vir 10 minute in die son en lyk die volgende dag soos 'n kreef. Die volgende persoon lê vir 3 ure in die son en hulle is die volgende dag 'n mooi karamel gloeiende kleur. Die punt wat ek probeer maak is, ons is elkeen verskillend. Ons elkeen reageer verskillend op verskillende dinge. Ons elkeen het dinge wat vir ons erger is as vir die volgende persoon. Die een persoon kry 'n belediging en dit rol soos water van 'n een se rug af. Die volgende persoon hoor hulle het 'n bietjie gewig opgetel en binne 'n maand is hulle anoreksies en bulimies. Hoekom? Hoekom maak sekere dinge ons meer seer as wat dit vir ander mense maak? Ek en my vriendin praat gisteraand. Sy is 2 jaar terug geskei en sy smag nog steeds aan daardie pat on the back van haar ex-man, daardie goedkeuring. Ek struikel gereeld met daddy issues. Ons elkeen het iets wat ons laat wankel. Alhoewel ek glad nie haar hinkering of goedkeuring na haar ex-man kan verstaan nie. En alhoewel sy ook dink ek moet 'n brug bou en daaroor kom met my daddy issues, nogtans maak dit ons beide seer. Dit laat ons vulnerable voel. Hoekom? My rede daarop is dat die duiwel het 'n blueprint van ons lewens. Hy weet waar ons swakpunte en hy sal ons daarop aanval. En die duiwel val ons ook gewoonlik aan op ons sterkste punte. Noag, die mees regverdigste en geregtigste mens, het geval op 'n morele swakpunt van dronkenskap. Moses, die mees sagmoedigste en geduldigste mens, het geval op ongeduld. Petrus, wat so 'n dapper stapper uit die boot geklim het en op die water geloop het, vol geloof, het geval op vrees om vir Jesus te verraai. Ek glo daar is geestelike tekens op ons geplaas. Genesis 4 vers 15. En die Here het 'n teken gegee aan Kain, sodat hy enigiemand wat hom sou kry, hom nie sou doodslaan nie. Die woord in Hebreëus vir teken is oath. Dit beteken a signal, literally or figuratively, as a flag, beacon, monument, omen, prodigy, evidence, mark, miracle, sign or token. Dis 'n geestelike teken, merkbanier wat die vyand sien op ons. So eerstens, dink ek, ons kan bid dat God ons sal verseël in sy Heilige Gees, sodat ons soos Jeremia of Baruch weggesteek sal wees vir die vyand, dat ons heeltemal weggesteek is, sodat ons invisible sal wees vir die vyand en sy aanvalle. Gaan kyk gerus my video oor diplomatisiese nommerplate, waar ek daar verduidelik die verseëling van die Heilige Gees. Tweedens, dink ek ons moet stil raak om by God te hoor. Indien nie teken daar is as gevolg van enige ongehoorsaamheid, enige sonde, enigiets wat ons verkeerd gedoen het, dat ons vir God in sy liefdevolle, gentle, sagkens manier dit vir ons sal openbaar. Sodat indien dit enigiets is wat ons moet bely, dat ons dit sal doen. Paulus het ook so 'n teken gehad, ook so 'n probleem gehad, ook so 'n kryptonite gehad, en hy het ook stil geraak by God se voete hieroor. 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 9. En dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met 'n vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here al 3 maal gebid, dat dit van my sou wyk, dat God dit van hom sou wegvat. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek tussen my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.
was such a bad time. You tried to hurt me, but now I know. Thorn in my side, you know that's all you ever were. Dat God het vir die groot apostel, die man wat byna die hele Nuwe Testament geskryf het, die man wat soveel nuwe grondwerk gedoen het vir die vroeë kerk, God het vir hom gesê, ek gaan jou merk los, ek gaan jou doring los, ek gaan jou kryptonite los. Maar God het wel vir hom beloof dat hy, Paulus, sal 'n baie spesiale geskenkpakkie van genade kry om die probleem te verwerk. Ek het so 'n paar jaar terug deur 'n baie dramatiese verhoudingsverbrokkeling gegaan en ek het gedoen wat enige normale jong meisie sou gedoen het. Dit was die eerste keer in my lewe wat my hart werklik gebreek was. Ek het die 3 ure lang pad aangedurf en in my ma se arms gaan huil. My ma is met haar hoërskoolliefde en haar enigste liefde getroud. Sy het nie idee gehad waartoe ek worstel nie, maar sy was die deegsame vrou soos altyd. Sy het my in haar kar gegooi en my gaan aflaai by 'n salon met die opdrag. Sy het gesê, ek gaan nou duur betaal vir jou om extensions op jou eyelashes te kry. Maar as jy dit opgekry het, mag jy nie meer huil nie, maar die trane gaan die gom oplos en dan gaan dit afval. En dit het gewerk. Dit was my motivering om op te hou om vir myself 'n pity party vir een te gooi. En my eyelashes was die rede vir my om weer aan te gaan, sterker as tevore. En dis hoe ek ook dink God met ons opereer. Somtyds vat hy die merk weg. Ander kere gee hy vir ons genade om daardeur te werk, om die langer eyelashes te kry wat ons hoop is om weer aan te gaan met die dag en sterker as tevore op te tree.